into wide open spaces, graces waiting for you. Dance like the weight has been lifted, graces waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Oh, the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom. Bring all of your burdens, bring all of your scars. Come back to communion, come back to the start. Run into wide open spaces, graces waiting for you. Dance like the weight has been lifted, graces waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Oh, the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom. Yeah. Chains will fall, prisons shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Chains will fall, prisons shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom, there is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Oh, the Spirit is here, let there be freedom, let there be freedom. Let there be freedom. Let there be freedom. Goeiemôre en welkom aan ons derde gedeelte van ons reeks Dear Church. Hierdie hele reeks gaan oor die boek, of moet ek eerder sê die brief wat Paulus geskryf het aan die Kolossense kerk. En hy kom deel waarhede oor sekere leuns wat in die Kolossense kerk se manier van dink en verstaan van God ingekruip het, wat eintlik maar Jesus gaan verkleineer het in hierdie hele storie. En dis hoekom hy hierdie brief toe nou skryf. En Johan het in die eerste week het hy met ons kom praat oor, en hy die skrif kom oopbreek oor juist dit, dat hulle is besig om Jesus te verkleineer, en hulle is besig om eintlik te sê, maar deur verdienste en ander maniere van leef, kan hulle nader aan God kom. En dan die tweede ding wat ook
'n groot bekommernis was vir Paulus, was dat hulle het begin leef in 'n manier en verstaan dat Jesus is nie net die enigste manier om by God uit te kom nie. So Jesus hoef nie eintlik hulle koning te wees nie, maar hy het pertinent gaan sê, maar ons is deur Christus gemaak vir Christus, en net as ons hom aanvaar as ons koning, kan ons eintlik waarlik sien wie ons is. En toe het Annelies nou laasweek, in week 2, het sy met ons kom begin praat oor die konsepte wat Paulus begin deel het oor vergifnis. En dat ons is nie net vergewe van elke sonde wat ons al gedoen het of gaan doen nie, maar ons is eintlik vrygemaak van sonde. Nou, ons gaan verder vandag net 'n bietjie die volgende probleem wat Paulus kom aanspreek deurwerk, maar dit alles loop eintlik maar saam deur. En hierdie probleem is amper 'n probleem wat Paulus nogals ontstel en hom eintlik kwaad maak uit frustrasie uit, dat hy kan nie glo wat hierdie kerk doen nie. En hy begin die volgende ene verduidelik hier uit Kolossense 2, vers 20 tot 23. Ek gaan nou nie die hele stuk lees, ek gaan net 'n paar stuk lees, maar hierso sê in vers 20 sê hy, julle het saam met Christus gesterwe, en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Waarom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte? As sê hy verder in vers 23 sê hy, hierdie leerstelling het wel 'n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdiens, danige nederigheid en streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteeling van die sondige drifte nie. Wat sê Paulus hier? Hy vra eintlik vir hulle, maar hoekom lewe julle so, as julle die verstaan het van as Christus in jou lewe inkom, en hy verander alles, hoekom lewe julle asof niks verander het nie? Hoekom lewe julle asof julle nog moet probeer God se liefde verdien? Hoekom is julle besig om uit julle eie uit te probeer beter mense te word? Hoekom heg julle waarde aan goed wat niks betekenis het nie? Jy sien, hy kom skyn lig dat hulle nog steeds leef in 'n leuen van dat hulle 'n sondaar is wat net moet begin beter leef sodat hulle hemel toe kan gaan. Die realiteit is, as Paulus hierdie lig op hierdie probleem kom skyn hy dit nie net op die Kolossense kerk, maar hy kom skyn dit by ons ook, want ons sit nog steeds met daai probleem. Ons dink nog steeds baie keer dat ons met God se guns, sy genade, sy liefde, sy aanvaarding, sy vergifnis, sy presence, ons moet dit verdien. Maar hierdie hele skrifvers wat ek nou gaan met jou deel, sê juis presies die teenoorgestelde. Hy sê juis daai manier van dink, daai manier van leef is 'n leuen. Dis hoekom dit Paulus so ontstel, want hy sê, maar julle verstaan dan nie julle verhouding en posisie in Christus nie, want daar's 'n intimiteit en 'n diepe verhouding met God wat julle moet ontdek, wat jou hele lewe transformeer en verander. Nou voordat ek in hierdie skrifvers ingaan, wil ek jou vra dat jy jou hart oopmaak. Want as jy nog miskien vasgevang is in hierdie leuen en jy besef dit nie, gaan ek vertrou dat die Here dit nou kom oopmaak in jou hart en dat jy 'n waarheid kan nou begin ontdek wat jou hele lewe gaan verander. Maar jy moet jou hart nou oopmaak vir die Gees van die Here om met jou te praat. So ek vra jou, raak nou attent op wat hierdie skrifvers sê. Kolossense 3 vers 1 tot 3. Hier begin Paulus nou die waarhede gee vir wat die probleem is wat hy nou aanspreek. Hy sê, aangesien julle met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Jy sien, die oorkoepelende tema vandag is dat
Nie uit verdienste nie. Nie uit moeite en mooi goedjies wat ons doen, verdien ons God se aandag en sy genade en sy vergifnis nie. Nee. Dis net deur Christus wat dit moontlik gemaak het dat ons God se genade kan verdien. En daar's 'n diepe ontdekking van hierdie waarheid wat vir ons almal toegegee is. Jy sien, hierso sê hy, ons is uit die dood uit opgewek. Is die eerste waarheid. Die tweede waarheid is, hy sê, en ons is in Christus verborge, ons is ingeweef in Christus. En jy sien, as ons hierdie ontdekking begin besef, hierdie waarheid, dat ek hoef nie God se liefde te verdien nie, ek kan dit net kry, ek kan dit net ontvang, en ek is dood vir die ou godsdienstige maniere van doen, en ek hoef nie daai goeders te doen nie, en dan begin daar iets gebeur in my lewe, wat my lewe begin transformeer van binne af buitentoe. Jy sien, daar is 'n diepe besef van God en wat sy liefde vir ons is, deur Jesus Christus, wat ons kan gaan ontdek. En hy sê, hoe jy dit gaan ontdek, is deur om verhouding met hom te hê. Hy wil die konsep van verhouding gebruik, sodat jy hierdie waarhede kan ontdek. Nou die eerste konsep wat ek wil neersit, wat Paulus ook hier neersit, is, ons is verborge in Christus. Hy sê in vers 3, laat ek dit gou weer lees, hy sê, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Nou, hoe ek dit gaan probeer verduidelik is, ek weet nie of julle al ooit 'n Navy SEAL gesien het in camouflage nie. As jy het, dan het daai Navy SEAL nie eintlik sy werk reg gedoen nie. Want hierdie manne het serious skills. Hulle laat nie wag op hulle om te probeer lyk soos die omgewing wat hulle in is nie. En hulle gaan nogals deur ongemaklikhede partykeer, as ek nou moet dink van my perspektief af, en hulle gaan deur baie moeite om te lyk soos hulle omgewing. Ek wil kyk dit na hierdie prent. Hierdie prent het kamstig 5 Navy SEALs in hierdie prent. Hier's 5 mense in hierdie prent, en ek seker of van, jy het seker al 5 gekry, my oë sukkel. Ek weet nie waar hulle is nie. Maar die realiteit is, hierdie manne gaan deur soveel moeite om te lyk soos hulle omgewing. En as jy na daai omgewing kyk, sien jy omgewing, jy sien nie mense nie. Nou, dis amper dieselfde as ons dink aan ons verhouding of ons verborgenheid in Christus. Christus kom sê, hy kom vou ons so toe, dat as enigiemand na ons kyk, sien hulle eintlik net Christus. Dit gaan so ver, dat ons is so verborge, so toegevou in Christus, dat as God na ons kyk, sien hy Jesus, die perfekte mens. En die lekker gedeelte is, ons hoef nie soos Navy SEALs deur al die moeite te gaan nie. Want Christus het al klaar deur al die discomfort, moeite, ongemaklikhede, die opoffering gegaan, sodat ons kan ingeweef wees en toegevou wees en weggesteek wees in hom. Jy sien, dit al die druk af om te moet probeer dit te verdien. Reg? Hierdie sit ons eintlik op 'n nuwe vertrekpunt. Hierdie word my vertrekpunt, dat ek toegevou is en weggesteek is in Christus. Dis my begin en my einde, dis my realiteit, dis my volle bestaan. Is dat ek hoef nie te probeer nie. Ek kan net ontvang. Ek is toegevou in Christus. Daar's geen straf wat vir my wag nie. Die straf is uitgedeel. Daar's net vir my lewe en genade in oorvloed. Nou natuurlik, hier kom die vraag, as ons nou toegevou is in hom en ons het daai realiteit, hoe bly ons in daai realiteit? Want kom ons wees gou eerlik met mekaar, ons, selfs as ons hierdie verstaan, doen ons nog steeds maar partykeer 'n foutjie, weet ons sonde nou en dan nog steeds. So, hoe kry ons dit reg dat ons daar bly?
Maar Paulus sê in die tweede vers, strewe. Hy sê hierso, kom ons lees dit gou. Hy sê, aangesien julle saam met Christus uit die doop opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is. Paulus gebruik hierdie woord strewe. Nou, as jy nie nou my mooi volg nie, gaan dit klink asof ek nou teenstrydig praat met wat ek nou net gesê het. Maar hierdie woord strewe word eintlik vertaal van die woord zeteo, wat die Griekse woord is. En hierdie Griekse woord wat Paulus eintlik gebruik het om hierdie vers te verduidelik, praat nie van 'n strewe, 'n werke, 'n verdienste nie. Hy praat hiervan om te gaan soek. To go seek out God. En dan sê hy ook in daai woord die betekenis specifically to worship God. So hierdie is nie 'n ek moet die 7 beste stappe om 'n mooi Christen te wees preek nie. Dit is ook nie wat Paulus kom sê nie. Hy sê daar is nie 7 stappe nie. Daar is nie 'n reëlboekie. Die enigste reël is Christus is die reëlboek. En hy sê dis oop en toeganklik vir almal. Dis wat hy kom sê. Hy kom sê al wat jy moet doen is begin hom soek. Begin hom aanbid. Go worship God. Dis wat hy kom sê. Hy sê ons verwysing moet wees dat ons 'n soeke moet kry vir God en die intimiteit verhouding wat hy vir ons het, nie ons verdienste nie. Sien, hy sê nie hier ons moet streef om soos Jesus te wees nie. Hy sê soos dat jy gaan Christus ontdek in daai verhouding. As jy dieper en dieper met daai verhouding begin groei en daai intimiteit met Christus, dan sê hy daar's iets wat jou lok na hom toe. Jou hart strewe na hierdie intimiteit, dat jy meer en meer toegevou word in Christus. Die enigste manier hoe ek dit kan verduidelik is, ek weet nie of jy kan onthou die eerste keer toe jy skrif gelees het en dit lewend geword nie. Jy het so opgewonde geraak, jy wou net meer skrif lees. Of die eerste keer toe jy waarlik sy liefde beleef het en was seker in 'n worship oomblik en jy wou net die heeltyd, jy wou amper vir die Here gevra het, stop tyd en ruimte, want ek wil net in hierdie oomblik bly vir ewig. Of daai eerste keer toe jy gesien het hoe die Heilige Gees deur jou lewe werk en jy het begin regkry of begin sien hoe God eintlik deur jou begin mense se lewens aanraak. Of jy het eintlik gesien hoe God waarlik jou vrygemaak het van sonde. Jy sien al daai goeters is oomblikke in ons lewens wat God eintlik gebruik om ons te lok na dieper intimiteit met hom. Al daai oomblikke was ook Christus wat dit kom oopmaak het en oopbreek het vir ons, nie ons wat dit gedoen het nie. Hierdie is die konsep wat ons moet begin besef, dat Christus maak al hierdie nuwe revelation, openbaringe oop vir ons. Hy gee vir ons al hierdie oomblikke van beleef van hom, net vir een rede, om ons te kry, om ons te lok, om 'n dieper soeke na hierdie intieme verhouding met hom te wil hê vir ons lewens. Hoekom? Want dit verander ons van binne af buite, dit transformeer ons lewe. Dan kom sê hy, okay, so as jou hart en jou wese die goed van bo gaan soek, Christus gaan soek, en ons verstaan ons is verborge, ons is toegevou in hom, dan sê hy die derde ding, hy sê rig jou gedagtes na die dinge van daarbo. Vers 2 sê rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. Paulus sê nie jy moet jou gedagtes rig sodat jy nou meer soos Christus kan wees nie, of jy moet nou jouself so gaan uitwerk, hoe gaan jy nou meer soos God leef, of iets soos dit nie. Hy sê net, rig jou gedagtes na die dinge van bo. Dis al. Moenie probeer hierdie perfekte Christen wees nie. Hy sê, rig net jou gedagtes na die dinge van bo. Wat bedoel hy met jou gedagtes? Hoekom wil hy praat oor ons gedagtes? Nou, die beste manier hoe ek dit kan verduidelik is, ek het nou 'n boek gelees oor man wees in hierdie tyd in ons wêreld en hoe ons as mans kan
eintlik leef in binne Christus in hierdie wêreld wat ons nou ken. En hy sê die een grootste probleem in die samelewing is bemarking. Dit is die grootste probleem in die samelewing. Hy sê want bemarking veroorsaak leemte. Bemarking sê vir jou jy het nie genoeg nie. Bemarking sê jy moet iets kry sodat jy iets anders kan word. En as jy nie daai ding is nie, dan gaan jy die hele tyd 'n leemte beleef en jy gaan nooit gelukkig wees in jou lewe nie. As ek net 'n paar voorbeelde kan gebruik, as ek nou 'n man wil wees, ek wil taaf wees, dan moet ek 'n bakkie mos hê. Reg, dis wat bemarking kom doen het. of ek wil mooi wees, so my skoonheid gaan saam met make-up. Reg, grimering. Of ek wil 'n Suid-Afrikaner wees, so ek braai. Braai gaan saam met Suid-Afrikaner, reg? Of my status gee vir my betekenis. Jy sien, bemarking vat ons na 'n plek toe waar ons voel ons het nie genoeg nie. Ons vyand doen dit ook. Hy wil die hele tyd vir ons sê, maar jy het nie genoeg nie. Jy moet streef om meer te kry. Jy moet streef om meer van God se liefde te ontvang. Jy moet meer goed doen sodat hy meer beïndruk is met jou. Jy sien, maar die waarheid is heeltemal teenoorgesteld van daai huis, want as ons die waarheid verstaan en ons hierdie skrifvers verstaan, dan sê ons eintlik reeds in Christus is alles perfek. Jy het genoeg om hierdie lewe aan te pak. Jy het genoeg om in die waarheid te leef. In Christus het jy genoeg dat jy nie die dinge van die wêreld nodig het nie. Jy hoef nie God te beïndruk nie. Hy wil jou aandag hê, sodat jy jou hart na hom toe vat. Hy wil sê, swaai jou gedagtes om en ontvang sy liefde. Sien, die ding is wat ons moet besef is, dat daar is niks wat ons kan doen, wat veroorsaak dat God ons meer lief gaan hê nie. Daar is niks wat ons kan doen, wat ons meer of 'n dieper intieme verhouding met God kan gee nie. Hy wil alles vir ons dadelik gee. Hy wil sê, kom ontdek my, kom wees net binne my, ek wil vir jou alles gee. Hy sê, want ons het dit reeds, ons moet net daar leef. Nou, as ek daaraan dink, dan dink ek aan my yskas perspektief. En hoe ek, dit is nou my eie oulike perspektief of teorie. Maar die yskas perspektief is, ek is daai tipiese seun. Reg, ek nou uit die huis uit getrek, getroud, ek's nie meer by my ouers se huis nie, maar as ek na my ouers se huis toe gaan, voordat ek met mense begin kuier, voordat ek mense groet, gaan groet ek eers die yskas. Ek stap verby almal en ek maak die yskas oop. Reg? En ek wil net sê, as daar nie is wat ek wil hê nie, dan sal amper al 'n ontsteltenis hier binne my. En as iemand ook vir my kom sê, maar luister, wat maak jy? Jy weet, jy kan nie nou, jy bly nie meer in hierdie huis, jy kan nie die yskas oopmaak nie. Dan gaan ek ook ontsteld wees. Jy gaan 'n sekere reaksie kry wat vir jou gaan mooi laat verstaan. Luister, hierdie yskas is vir my. En eers na ek al my goedjies gekry het, en baie keer as daar nie dit is nie, dan is ek weer ontsteld, maar eers na ek my goed gekry het, dan sal ek omdraai en begin mense groet, en sê, hallo, ek's lief vir julle, en al daai mooi dinge. En sê maar, hoekom doen ek dit? Want my verstaan, my denkwyse, die manier hoe ek dink is, daai is vir my. Daai yskas, soos my ma se liefde, is altyd beskikbaar. En alles wat in haar yskas is beskikbaar vir my. My ma gaan ook nie my stop nie, my ma gaan altyd my lief hê, selfs as dit al 'n bietjie pla. Maar die feit bly staan is, daai is vir my. Want ek is die seun van die huis. Dis my manier van denke daar, ek dink dat ek mag, so dan doen ek, en ek vat soos wat ek wil. Want die waarheid is, ek is regtig die seun van daai huis. En daai is 'n teken, wel vir enige seun, is die yskas 'n teken van liefde. Maar is dit nie amper ook soos wat
ons eintlik God die Vader se liefde moet sien nie. Hy sê, maar ons is saam met Christus in die hemelse plekke gesit, by die regterhand van God. En in daai omgewing is daar God se liefde. Hy sê eintlik, luister, maar jy is meer as welkom om die yskas te kom oopmaak. Jy is meer as welkom om my liefde, my genade net te kom ontvang. Vat wat jy nodig het. Asseblief, dis asof God sê, kom, my huis is oop, my yskas is net vir jou bedoel. Maak dit oop, jy is my seun, jy is my dogter, jy is welkom. Jy hoef nie hierdie te verdien nie. Ek ry nie by my ma se huis in en ek moet eers die huis gaan verf voordat ek die yskas kon oopmaak nie. Reg, ek hoef nie die gras te gaan sny om die yskas te verdien nie. Ek kan net die yskas kry. Dis wat God kom sê is, luister, jy hoef nie my liefde, my genade, my vergifnis te verdien nie. Jy kan dit net ontvang. Daar's 'n intieme verhouding wat ek vir jou gereed het. Kom ontdek dit. Kom sit jou hart in plek sodat jy daai kan ontdek. Kom maak jou gedagtes belyn met die dinge van daarbo, want dan gaan jy hierdie waarheid ontdek en dit gaan jou vrymaak. Jy sien, die geveg is nie vir God se aandag nie, want sy hele aandag is op ons. Die geveg is dat ons aandag moet draai na God toe. Paulus skryf 2 Korintiërs 10 vers 5, hy sê hierdie volgende, hy sê, en elke hooghartige aanval, wat teen die kennis van God gerig is, die vyand wil hê, ons moet 'n ander denkwyse kry oor God, as wat God eintlik vir ons sê, hoe ons moet dink. Dan sê hy hierso, ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Paulus sê hierso, luister, daar is 'n manier hoe jy jouself kan laat besef dat jy ingeweef is, konstant, die heeltyd, permanent met Christus. Jy is verborge in hom, dit kan nie weer skei nie. Hy sê, maar jou gedagtes dink nie so partykeer nie. En hy sê, hier is die manier hoe jy dit beklei. Hy sê, vat elke gedagte gevange en jy laat dit na God toe gaan. Jy sê, luister Here, is hierdie van jou af of nie? As dit nie belyn met God se woord nie, dan gooi jy dit weg. God gee vir jou die wysheid. Hy het die totale openbaring van hom kom gee vir ons, sodat ons hierdie ding kan verstaan. Hy sê, as jy hierdie goed gaan begin doen, gaan jou hele lewe, jou wese begin verander. Ek praat nie van, as jy gaan bid oor 'n saak en hy seën jou uit daai saak uit, dis nie daai verandering wat ek van praat. Ek praat van die diepe, intieme verandering van jou lewe. Dis die manier hoe ons praat wat verander. Dis die manier hoe ons finansies bestuur wat verander. Dis die manier hoe ons besluit oor ons toekoms wat verander. Dit is die manier hoe ons waarheid leef wat verander. Dis eintlik die toelaat dat die Here ons hele wese en karakter kom vorm. Dis wat ek van praat. Dis wat Paulus hier kom van praat. Hy sê, laat toe dat sy verhouding jou verander. Rig jou gedagtes soontoe. Moenie jou gedagtes laat afwyk met wêreldse godsdienstige klein goedjies nie. Jy is totaal en al verborge in Christus. En hy sê, rig jou gedagtes na die waarhede van bo. Wat is die waarhede van bo? 2 Korintiërs 5 vers 21 sê dit. Ek gaan dit in Engels lees, want uit die Amplified sê dit so mooi. Hy sê, he made Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf. That in him, in wie? In him, bedoel hy nou in Christus, we would become the righteousness of God. Wat beteken daai righteousness? Nou in hierdie hakies sê dit vir ons, wat daai righteousness of God beteken. Hy sê, that is, we would be made acceptable to him and placed in right relationship. So wat is die righteousness of God? Is dat ons aanvaarbaar gemaak is vir God, hom,
for God the Father, God die Vader, ons is acceptable, aanvaarbaar gemaak vir hom. En dan is ons geplaas, placed in a right relationship. Ons is in die regte verhouding geplaas. Nie die regte baan gesit sodat ons net kan volg soos wat ons moet nie. Nee. Ons is in die regte verhouding gaan plaas. Met hom, with him. Dan sê hy so, by his gracious, loving kindness. Wat hierdie skrifvers kom sê is, ons is die geregtigheid van God. As ons ingeweef is in Christus en ons is so toegevou met hom en as God na ons kyk, sien hy net Christus raak, beteken dit dat die geregtigheid van God is binne ons wese en dit is besig om ons hele lewe te transformeer. En wat hy dan verder sê is, dis die probleem wat Paulus gehad het, is hy het gesê, hoekom strewe julle dan om nog dit te bekom? Want in Christus, as jy jou hart vir die Here gee, is hierdie waarhede jou vertrekpunt. Dis jou realiteit. Dis die verhouding wat jou wese gaan verander. Ek weet nie of jy hier sit en jy kyk miskien hierdie video en dis die eerste keer dat jy hierdie waarheid hoor. En jy, I need this, ek moet hierdie kry, ek moet hierdie waarheid bekom. Dan wil ek vir jou bid, ek wil vir jou sê, stop om te werk, om te probeer God beïndruk, sodat jy in die hemel kan opeindig, of sodat jy hierdie perfekte Christen kan wees. Stop met dit, asseblief. Gaan maak die yskas oop, want die Here sê, kom, die yskas is vol, kom maak hom oop, kom ontvang my liefde, kom wees my seun en my dogter in my huis. Dit is, die hek is oop, kom ry in, kom hardloop in na my toe. As jy daai liefde wil hê, as jy daai intimiteit met God wil beleef, wil ek vir jou bid vandag. Ek wil bid dat daai leuen nie meer vashou het oor jou lewe nie, dat jou gedagtes nie meer sal gerig wees op die goedjies van die wêreld en die dinge van die vyand nie, maar dat jy sal besef, maar as ek my gedagtes rig op dat ek die geregverdigheid van God is, the righteousness of God, dan gaan my lewe belyn met wat God vir my het en ek gaan begin besef wat die intimiteit met die Vader is en ek gaan sien hoe hy my hele lewe, my wese gaan begin verander en ek gaan 'n gesoeke kry na God toe, nie 'n strewe of 'n verdienste nie. As dit jy is, wil ek vir jou bid. Here, ek wil vanoggend net bid, Here, dat U net vir wie hierdie boodskap is, Here. Dat U net hulle sal bewus maak van U teenwoordigheid by hulle. Here, maak hulle bewus, Here, dat hierdie waarheid is vir hulle. En dat as hulle in hierdie waarheid gaan staan, Here, gaan U vir hulle wys hoe lief U vir hulle is en dat hulle vry is van al hierdie negatiewe, godsdienstige denkwyses en Here, dat hulle kan skaamteloos na U toe kom, verborge in Christus. Amen.